Goeiedag en baie welkom by die heel eerste episode van 'n nuwe reeks wat ons aanpak saam met Helpende Hand Studie Trust. Ons vind uit waarom die Studie Trust gestig is en waarom dit so nodig is. En saam met my vandag hier in die ateljee het ek vir Flip Buys, die voorsitter van die Solidariteit Beweging, asook Jolandi Tron, afdelingshoof administratief by die Helpende Hand Studie Trust. Flip en Jolandi, baie welkom. Dankie Leon. Nou Flip, hoe het die Studie Trust ontstaan? Jare gelede het ons by die ou mynwerksunie het ons 2 beurse per jaar gegee van R2000 elk. Ons kon dit nie bekostig om dit dadelik uit te betaal nie. Ons het dit so R500 'n maand het ons dit dan vir die betrokke universiteit betaal. En nadat die bedeling verander het, het ons net al hoe meer navraag begin kry en die rassewetgewing wat destyds ingekom het veroorsaak dat jong mense net nie meer beurse of lenings of studiehulp kon kry nie. En dit het daartoe gelei dat ek tot my skok agtergekom het dat benewens sê net maar die boonste 20% van mense wat inkomste betref, is die nuwe geslag swakker opgelei as die vorige geslag. En enige mens sal weet, vir enige samelewing en gemeenskap om te vorder, moet elke geslag in die breë beter opgelei wees as die volgende geslag. So dat net so geweldige behoefte ontstaan. En ons het destyds in die ou Iskor Klap in Vanderbijl het ons vergader en Iskor het geweldige afskalings destyds gehad, meer as die helfte van hulle werksmag afgeskaal en daar het die ouens die aan my gevra, maar ons kan nie meer ons kinders laat studeer nie en ons het nog kwalifikasies, maar hulle nie, wat gaan ons maak? En weet, van die mense het my sommer reguit gevra, weet, wie gaan ons help? En ons het op die einde agtergekom, maar ons sal onsself moet help. En vir my is dit ook in 'n groot mate die lese van die helpende hand. Weet, dat die beste helpende hand is die hand aan die einde van jou eie arm. Maar dit is nie 'n beerland nie en dit is ook nie 'n gebalde vuis wat dreig nie. Dit is 'n helpende hand en elke geslag help die volgende geslag in hierdie geval om te studeer. En daardie mense betaal dan terug en dan kan die volgende geslag weer studeer. So Jolandi kan nou meer praat oor hoe die leningsskema werk, maar dit is die hele idee agter die helpende hand, dat ons wil graag vir ons kinders 'n beter situasie nalat as wat ons gekry het, maar ons wil hulle in staat stel om te studeer. En omdat die behoefte so oorweldigend is, omdat studie so duur is deesdae, daarom het ons besluit om nie net by die ou skema te bly nie, maar om 'n groot en 'n sterk studietrust dan te stig. Hey Jolandi, as ek oorbeweeg na jou toe, julle fokus spesifiek op volhoubare ondersteuning. Kan jy 'n bietjie uitbrei? Definitief, ja. Volhoubaarheid is eintlik vir ons een van die hoekstene van die Studie Trust. En as ek praat van volhoubaarheid, beteken dit dat wanneer jy 'n student die geleentheid gee om te gaan studeer, wil jy hom natuurlik nie net vir 1 jaar help nie. So eerstens wil jy daai student deursien en sy 3 tot 4 jaar studies moet hy kan voltooi. So wanneer jy begin om 'n student te help, doen jy ook die beplanning, die nodige beplanning om deur te kan help. En tweedens volhoubaarheid, wanneer dit kom by ons donateurs se fondse, waar ons is afhanklik van donateurs om hierdie rentevrye studielenings te kan uitdeel. So ons bestuur ook elkeen se studiefonds volhoubaar. Met ander woorde, ons maak seker dat ons deursigtige terugvoer gee, dat die donateurs weet presies hoeveel nodig is om die volgende studente te kan help of hulle studente deur te sien. En wat baie belangrik is met hierdie volhoubaarheid ook, is dat elke student wat 'n lening ontvang, betaal daardie lening ook weer terug in die studiefonds waaruit hy gehelp is. So met die terugbetalings en ons donateurs se ondersteuning, maak dit vir ons moontlik om hierdie fondse sterk te hou, om die studente jaar na jaar weer te kan help en ook nuwe studente te kan help jaarliks. Flip, jy het vinnig daaraan geraak, maar is daar enige spesifieke motivering hoekom jy gevoel het jy wil graag betrokke wees by so 'n inisiatief? Ja, en dit is omdat ek weet wat 'n verskil opleiding in my lewe gemaak het, 'n universiteitskwalifikasie, en mense wil graag vir ander jong mense dieselfde geleentheid gee. So die hele denksprong wat ons by die Helpende Hand gemaak het, is om te sê dat almal praat oor armoede en hoe dit ontstaan, maar niemand praat oor voorspoed en hoe dit geskep word nie. Nou die goeie nuus is dat hierdie somme is al lankal gedoen. Milton Friedman, hy's 'n Nobelpryswenner in ekonomie gewees hier in die 80s en hy het uitgewerk dat die beste belegging wat jy kan maak met die hoogste opbrengs
en wat nie ernstig in 'n inflasie of in 'n resessie kan verlore gaan nie, is in opleiding. En dit sien ons ook by die Help en Hand Studie Trust. Die sien hoe jong mense dan gehelp word om 'n kwalifikasie te kry, hoe hulle studeer en hoe hulle uiteindelik terugbetaal en vir die volgende student dit moontlik maak. En baie van hierdie studente kom terug na Jolandi hulle toe, vertel hulle 'n verhaal en maak baie keer ekstra bydraes want hulle verstaan wat is die lewensveranderende verskil wat dit maak aan mense om een of ander vorm van kwalifikasie te kry. Nou Jolandi, daar is al reeds sulke mooi suksesstories wat spruit uit hierdie hulp wat verleen word deur die Help en Hand Studie Trust. Is daar 'n spesifieke storie wat jou aangeraak het? Ja, nee, uiteraard. Elke liewe student het 'n storie en elkeen se omstandighede of rede hoekom hulle studiehulp nodig het, is hulle realiteit. So 'n mens sou net kon sê dat een storie meer hartseer as 'n ander is nie. Elke student het sy realiteit waarmee hy te doen kry, maar daar is natuurlik stories wat 'n mens se hart raak, soos 'n matriekseun wie se ouer, sy pa, skielik oorlede is in sy matriekjaar. En in dieselfde jaar sy ma haar werk verloor as gevolg van 'n kankerdiagnose. Sure. So daar's natuurlik stories wat 'n mens 'n bietjie meer raak en dan kry jy hierdie seun se punte staat en jy sien hoe hard het hy gewerk en hoe gemotiveerd hy is. En jy lees sy motivering om te gaan studeer. En dan besef jy, dit is die verskil wat jy in iemand se lewe kan maak. Flip, as daar iemand is wat luister of dalk saam kyk, wat twyfel, moet hulle deel word en ondersteuning bied in hierdie projek. Wat sê jy vir daardie persoon sê? Die Help en Hand Studie Trust is 'n suksesverhaal. Dit het begin met letterlik R2000 in die bankrekening. Dit het gegroei, Jolandi het dit uitgebou tot meer as R450 miljoen. Nou, dit mag baie klink, maar as jy kyk na NIFSAS, hoeveel miljarde rande daar in NIFSAS ingaan, die geweldige korrupsie daarmee saam, en die feit dat ons mense se kinders feitelik net nie meer toegang tot NIFSAS dan kry nie. So ons sê, ons sien watter verskil in die luisteraars kan self kyk en dink watter verskil het studies aan hulle lewens gemaak. En ons spreekwoord is, jy weet, elkeen help een. Kyk of mens nie, of jou bure saam of so, maar kyk of jy nie saam kan help en miskien jou eie studiefonds tot stand bring nie. Want dit is die geheim van die Help en Hand Studie Trust. En dit is dat mense kan hulle eie fondse tot stand bring en hulle kan self besluit vir wat se studierigtings hulle wil beurse aanbied of lenings aanbied of weet hulle kan self oor die voorwaardes daarvan praat, hulle kan weet en hulle kan self kyk, dit is heeltemal deursigtig hoe dit geadministreer word en bestuur word en so meer. En so dit kry ons by besighede, mense wat weet professionele mense, ander mense wat sê kom ons as gemeenskap, kom ons stig 'n studiefonds vir mense uit ons plaaslike omgewing uit. En hulle wil self die inspraak hê en die keuring van die studente en so aan, en dit kan mens reël. So die Studie Trust is aan die een kant 'n goeie, betroubare administratiewe platform. Aan die ander kant is dit ook 'n instelling wat regtig jong mense kan help na 'n volgende vlak toe en wat jy kan weet en mense kan self vasstel as artikel 18A vrystellings, maar hulle moet net bietjie meer uitvind daarvan, miskien kom kyk hoe dit werk en hulle self vergewis van die feite, maar wat ons maar sê, kom ons maak 'n belegging in ons medemense toekoms. Flip Buys, die voorsitter van die Solidariteit Beweging wat vandag met ons gesels het. Flip, dankie vir die wonderlike en baie belangrike werk wat julle doen en dankie vir jou tyd vandag. Baie dankie. En ook Jolandi Tron, die afdelingshoof administratief by die Help en Hand Studie Trust. Jolandi, dankie vir jou tyd. Dankie Dian. Besoek gerus hulle webtuiste by helpenhandstudietrust.co.za of kontak hulle by 012 111 8360 of stuur 'n e-pos na studietrust@helpenhand.co.za.